U kan 'n sitplek neem, baie dankie. Geliefdes, die tema van my boodskap vanoggend, ek dink ek is bietjie hard, Chris. Die tema van my boodskap vanoggend is, daar is 'n klippie in my skoen. In Lukas 19 vers 36 tot 40 lees ons die volgende. En terwyl hy voortgaan, dis Jesus, gooi hulle klere op die pad. Dis toe Jesus in Jerusalem ingekom het. En toe hy al naby die afdraand by die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys, met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. En terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. En sommige van die fariseërs uit die skare sê vir hom, meester, bestraf u disippels. En hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. As hulle swyg, sal die klippe uitroep. Ek het vanoggend 'n sakkie met klippies hier. Hierdie klippie vanoggend kan gebruik word as 'n wapen in 'n slingervel om die vyande van God te verslaan, soos Dawid met Goliat. Of ons kan hierdie klip gebruik en in oordeel iemand stenig, soos die fariseërs wou doen met die vrou wat in oorspel betrap is. Maar in Josua hoofstuk 4 vers 1 lees ons die volgende. En toe die hele volk die deurtog deur die Jordaan volëindig het, het die Here met Josua gespreek en gesê, neem vir julle uit die volk 12 manne uit elke stam 1. En gee hulle bevel en sê, neem vir julle van daar uit die middel van die Jordaan, van die plek waar die voete van die priesters vas bly staan het, 12 klippe, en bring dit saam met julle deur, en sit dit neer op die slaapplek waar julle vannag gaan oorbly. Toe het Josua die 12 manne geroep, uit die kinders van Israel, uit elke stam 1 man, hy het hulle aangestel, en Josua het vir hulle gesê, trek uit voor die ark van die Here julle God, tot binne in die Jordaan, en tel vir julle 'n klip op. Elke man, een op sy skouer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel, sodat dit 'n teken onder julle kan wees. Sodat dit 'n teken onder julle kan wees. Klippe het 'n stem. Sodat dit 'n teken onder julle kan wees. En as julle kinders later vra, wat beteken hierdie klippe vir julle? Moet jy vir hulle sê, omdat die waters van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van die Here, by sy deurgang deur die Jordaan, die water van die Jordaan is afgekeer, daarom is die klippe as 'n gedenkteken, 'n aandenking vir die kinders van Israel in hierdie tyd. So ons sien dat 'n klip kan 'n moordwapen wees, dit kan 'n bewys van oordeel wees oor ander, spreekwoordelik waar ons ander met klippe gooi, dis waar die gedagte vandaan kom, of dit kan 'n stem hê wat herinner. Nou in 1 Samuel 17 vers 40 lees ons die volgende. Dis Dawid toe hy vir Goliat wou aanvat. Daarop neem hy, dis Dawid, sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe uit en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, naamlik in die slingersak. Sy wapenrusting, sy slingersak. En met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Geliefdes, dit is vir my wonderbaarlik hoe baie die Bybel praat oor klippe en verskillende klippe en wat elke klip in die Bybel dan ook beteken. En ek wil vanoggend hê jy moet vir jouself 5 klippies uitsoek. Ek wou 'n boodskap gisteraan stuur, maar toe besef ek nadat die Springbokke verloor het, gaan iemand my dalk met 'n klip gooi vandag. So toe gaan ons nie daai rigting nie. Maar ek wil hê jy moet hier uitgaan en spreekwoordelik vir jou iewers 5 klippies gaan uitsoek. Jy kan kleiner kry, jy kan groter kry, maak jy my saak nie. Sit dit iewers waar jy dit kan sien, want dit gaan jou lewe vanoggend
verander. Eerstens vanoggend kyk ons na Abraham se klip. Ons gaan kyk na 5 klippe vanoggend uit die Bybel en wat dit vir my en jou beteken en waarin dit ons herinner soos hierdie klomp klippe wat gestapel was, die volk Israel herinner het aan dit wat die Here gedoen het. Soos gaan hierdie 5 klippe ons ook herinner aan wie die Here vir ons is. Nommer 1, Abraham se klippe. Die Bybel sê vir ons in Genesis 22 vers 9. Toe hulle kom by die plek wat God aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Altaar is gebou met klippe. Hy het 'n altaar van klippe gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Abraham se klippe getuig vanoggend van geloof. Abraham word genoem die vader van geloof. Abraham het van die eerste oomblik af wat die Here hom geroep het, het hy gefunksioneer in geloof. En die Bybel sê vir ons, sy geloof is hom as geregtigheid toegereken. In Genesis 22 vers 14, en Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Ek wil hê jy jouself net vir 'n oomblik indink. Op daardie oomblik, ons lees die verhaal eintlik van die agterkant af, want ons het hom al gelees, ons weet wat gaan gebeur, maar Abraham het nie geweet wat die Here gaan doen nie. Maar die Bybel sê vir ons in Jakobus hoofstuk 2 vers 23, die hele skrif is vervul wat gesê het, Abraham het God geglo. En dit is hom tot geregtigheid gereken en hy is 'n vriend van God genoem. Wat het Abraham geglo? Abraham het geglo, Hebreërs 11 vers 17. Deur die geloof het Abraham toe op die proef gestel as Isak geoffer. Ja, hy wat die belofte ontvang het, het sy eersgeborene geoffer aan wie gesê is in Isak. Luister baie mooi. Die Here het vir hom die belofte gegee en vir hom gesê, Abraham, uit Isak sal jou nageslag genoem word. En waar kom Abraham se geloof in? In die tweede gedeelte van daai vers sê hy, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek, daar het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Hierdie gedeelte spreek letterlik van Jesus Christus wat gesterf het en opgestaan het. Die Bybel sê vir ons dat Abraham het geglo dat die belofte gaan in Isak vervul word, al moet hy Isak offer, al is daar net as van Isak oor, sal die Here op 'n manier hom weer uit die dood opwek, sodat sy nageslag uit hom kan wees. Geliefdes, dis geloof. Dis die rede hoekom Abraham bekend staan as die vader van geloof. Ek dink nie daar's iemand in die Bybel naas Jesus Christus wat hierdie tipe geloof geopenbaar het nie. En vanoggend as ek hierdie klippie van Abraham aan my hand vashou, dan weet ek kan die Here vertrou. Ek kan vanoggend die Here glo. Ek weet vanoggend die Here is 'n waarmaker van sy woord, want Romeine 4 vers 21 sê die Bybel vir ons dat Abraham was ten volle oortuig dat hy die Here mag het om te doen wat hy beloof het. Ek weet nie van u nie, maar soms het ek net iets tasbaar in my hand nodig. Soms het ek dit nodig om iets vas te hou. Die woord is wonderlik, maar ek kan nie die woord altyd in my hand hou nie. Partykeer kan ek 'n nagmaalkelkie in my hand hou, partykeer kan ek 'n broodjie in my hand hou, maar partykeer het ek iets nodig om aan vas te hou. Partykeer het ek net 'n klippie nodig, wat miskien vir jou niks beteken nie, maar vir my beteken hierdie klippie vanoggend, dat die Here gee aan my Abraham se geloof. En dan lyk omstandighede hoe donker en hoe duister, en hoe lyk dit al hoe moontlik, kan ek vanoggend my geloof in die Here Jesus Christus plaas, want hy sal my nooit begewe, en hy sal my nooit verlaat nie. Dit bring my by Jakob se klippe. In Genesis 28 vers 10, en Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Daarom kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die plek en sit dit onder sy hoof, en hy het gaan lê en slaap op die plek. Vers 16. Daarop word Jakob wakker uit sy slaap en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. Die Here is op hierdie plek
en ek het dit nie geweet nie. En daar het Jakob dan ook 'n altaar gebou met klippe. Geliefdes, Jakob se klip spreek vanoggend van die teenwoordigheid van die Here wat met my is. Hierdie klippie van Jakob sê vanoggend vir my, ek is nooit alleen nie. Die grootste vrees wat die mens seker het, die meeste ding waaroor senior mense altyd kla is, ek is alleen. Niemand van ons wil alleen wees nie. Die Here het gesê in die begin, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal 'n maat vir hom maak wat by hom pas. Die mens is nie gemaak om alleen te wees nie. Dis hoekom ons baie keer veral as tieners rebelleer. Tieners baie keer, hulle raak betrokke in goed wat hulle nie moet betrokke raak nie. Hoekom? Want hulle wil nie alleen wees nie. Hulle wil deel wees van 'n groep. Die Here het ons gemaak om deel te wees van 'n groep. Daarom gaan dit by verstand te bowe dat party mense sê, ek het nie nodig om deel te wees van 'n kerk of 'n gemeente nie. Jy het nodig om deel te wees van die liggaam. Jy het nodig om deel te wees van 'n groep. Ons wil behoort. Maar daar's sommige tye wat ek eenvoudig net alleen voel. Al is ek tussen mense, al is ek deel van 'n groep, voel ek net alleen. Maar dan voel ek hierdie klippie in my skoen. Dan voel ek hierdie klippie in my hand en ek besef net maar soos die Here met Jakob was en hy nie eers bewus was daarvan nie. Soos die Here ook met my, al voel ek nie altyd bewus van sy teenwoordigheid nie. Dis wonderlik om die Here te aanbid. Dis wonderlik om in die kerk tussen almal die heerlikheid van die Here te ervaar, die teenwoordigheid van die Here te ervaar, die salwing van die Here te ervaar. Maar daar kom tye kerk wat ek wandel in die dal van doodskaduwee en waar ek alleen is. 'n Paar jaar terug, 'n goeie 13 jaar terug, was ek in 'n hospitaal in afsondering gewees. Ek was alleen. Daar was mense, maar niemand kon met my inkom nie. Ek was alleen. Daardie alleen is waarvan ek praat. Daardie alleen in onsekerheid is waarvan ek praat. Daardie alleen, daar kan 10 mense rondom u wees, maar jy weet net jy's alleen, maar in daardie oomblik, kerk van Here, daardie oomblik, dis hoekom ek my tema gemaak het, 'n klippie in die skoen, want jy's altyd bewus van hom. Jy's altyd bewus van daai klippie. Al is hy hoe klein, jy's altyd bewus van daai klippie in die skoen. En ek sê nie volgens jy met 'n klippie in die skoen sit nie, maar 'n klippie in die hand om my net te herinner dat Jakob was ook nie altyd. Hy was een van die aardsvaders, maar hy was ook nie altyd bewus van die teenwoordigheid van die Here. Hy sê die Here was op hierdie plek en ek het dit nie eens geweet nie. Die woord van die Here sê vir ons in Genesis 28 vers 15, kyk, ek is met jou. Is net verder na die hoofstuk af. Ek is met jou en ek sê jou bewaar oral waar jy heen gaan en ek sê jou terugbring in hierdie land want ek sê jou nie verlaat nie totdat ek gedoen het wat ek vir jou gesê het. Die Here gee aan Jakob 'n belofte dat die Here sê ek sal met jou wees. Ek sê jou nie verlaat nie. En hy word wakker van daai klip af en hy besef net maar die Here was hier en ek het dit nie geweet nie. Jy sien, soms sien ons nie die hand van die Here in beweging in ons lewens nie. Soms voel dit asof die Here nie naby is nie, maar ek het vanoggend 'n klippie in my hand en hierdie klippie herinner my vanoggend dat die Here my nooit sal begewe en die Here my nooit sal verlaat nie. Hy sal my nooit alleen laat nie. Hy is met my tot aan die volëinding van die wêreld. Hebreërs 13 vers 5. Hy sê julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede wat julle het. Hoekom? Want hy het gesê ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En dit gaan nie vanoggend oor 'n gevoel nie. Dit gaan nie vanoggend oor 'n ervaring nie. Die Here sê ek is met jou. Ek is by jou. En miskien voel jy ook vanoggend soos Jakob en hy sê ek het nie geweet die Here is op hierdie plek nie, maar ek het vanoggend 'n klippie in my hand. Daardie selfde klip wat Jakob gebruik het om 'n altaar te bou. Ek het vanoggend 'n klippie in my hand om my vanoggend te herinner, maar die Here is met my. En as ek in hierdie situasie ingaan, ag man, vat jou klippie saam, sit hom in jou sak, vat 'n klein klippie, sit hom in jou skoen, maak nie saak, jy bly net vanoggend bewus dat soos die Here met Jakob was en hy nie bewus daarvan was nie, soos die Here ook met my en met jou, oral waar ons mag heen gaan, al is ons nie bewus daarvan nie, al is daar nie 'n rilling nie, al is daar nie goosebumps nie, al is daar nie 'n gevoel van warmte nie, al is daar nie 'n omval of 'n spreekende tale of een of ander gawe nie. Die Here het gesê, hy is met my en ek het vanoggend 'n klippie in my hand om my daaraan te herinner. Die Here sê vir ons Jesaja 43 vers 1, hy sê maar nou, so sê ek die Here jou skepper o Jakob en jou vormeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. En as jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere,
Hulle sê jy nie stroom nie, hoekom nie? Want ek is by jou. En as jy deur die vuur gaan, sê jy nie skroei nie, hoekom nie? Want ek is by jou. Hy sê, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland. Ek het Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. O kerk van Here, ek het vanoggend net nodig om net hierdie klippie vas te hou. En net vanoggend te besef, maar ek is nie vanoggend alleen nie, ek voel alleen, ek lyk alleen, jy dink dalk ek is alleen vanoggend. Maar ek het vanoggend 'n klippie in my hand. Daar's geen krag in hierdie klippie, is dit 'n klip. Maar hierdie klip simboliseer vanoggend vir my iets. Hierdie klip simboliseer vir my vanoggend die teenwoordigheid van die Here wat met my is. Al gaan ek ook deur hierdie dae van doodskarre weer, ek hoef geen onder te vrees nie, want die Here is met my. Wie het vanoggend net 'n klippie nodig in sy hand om net te besef, om net elke dag as dit swaar gaan, as dit moeilik gaan, as dit onseker gaan, om net te weet maar die Here is met my. Hoe weet jy? Ek het 'n klippie in my hand. Ek het 'n klippie in my hand. En ek is nie bewus nie, maar ek weet die Here is met my. Kan ek aangaan? Kan ek aangaan? Ons het 5 klippies vanoggend. Nommer 3, die derde klippie is Nehemia se klippe. Nehemia se klippe. Dis vir my so wonderlik. Die Bybel sê vir ons Nehemia 2 vers 17, daarop sê ek vir hulle, julle sien die nood waarin ons is, dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur gebrand is. Kom, laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer 'n voorwerp vir smaad kan wees nie. Geliefdes, Nehemia se klippie spreek van herstel. Herstel. Dit wat die vyand verwoes het. Dit wat die vyand weggeneem het. Dit wat die vyand kom steel het. Of dit nou bewuslike fout van my kant af was, of wat die rede ook al was. Maar die woord van die Here sê, as ek die een kan vang wat vir my gesteel het, kan ek 7voudig terug eis. Ek eis vanoggend herstel, want ek het 'n klippie in my hand. En soos Nehemia klippe gevat het en herstel gebring het in Jerusalem, en elkeen wat daai klippe gesien het besef dat die Here het 'n man aangestel, die Here het 'n persoon gestuur, die Here het omstandighede gedraai, die Here het in 'n koning se hart gewerk, sodat daar herstel kon kom in Israel. So weet ek vanoggend dat niks is by my God onmoontlik nie, en die Here kan ook vanoggend herstel bring in my lewe. Die Here kan vanoggend herstel bring in my gesondheid. Die Here kan vanoggend ook herstel bring in jou huwelik, in jou besigheid, wat lyk of dit nie gaan maak nie. Ek het vanoggend 'n klippie in my hand, en hierdie klippe herinner my vanoggend dat die Here is die God wat herbou en herstel. O kerk van die Here. Die Bybel sê vir ons Psalm 23 en vers 3. Hy verkoop my siel. Engelse Bybel sê he restores my soul. Hy herstel. Ek hou van die manier wat die Here herstel bring in mense se lewens. Dit is so wonderlik om te sien as mense, hoor net my konteks, anders klink dit vreeslik, maar dit is so wonderlik as iemand deur een of ander verlies of trauma gegaan het, om net te sien hoe die Here herstel bring in daardie persoon se lewe. Hoe een ding weggeneem is, maar die Here gee 2 in daai se plek. Hoekom? Want ons dien 'n God wat herstel bring in ons lewens. En ek kan vanoggend na die Here toe gaan en gesê, Here, bring herstel in hierdie area van my lewe. Bring herstel in hierdie area van my lewe, of in daardie area van my lewe, of in hierdie aspek van, Here, bring herstel vanoggend, want ons dien 'n God van herstel, en ek het vanoggend die bewys vanoggend in my hand, want soos Nehemia klippe gevat het, om daardie mure te herbou, so vat die Here ook die klippe van sy gees vanoggend, en hy kom, pak dit vanoggend, en hy maak gaatjies toe, en hy maak leemtes toe met sy liefde, en in hierdie plek waar daar 'n gat is, sit hy sy woord, en op daardie plek waar daar 'n opening is, pleit hy sy bloed, en op die einde van die dag is ek herstel. O kerk, dit is so wonderlik om te sien as die Here iemand herstel. As iemand geval het, of as iemand 'n fout gemaak het, of as iemand deur trauma is, en dan gaan tyd verby, partykeer gaan daar jare verby, maar op die einde van die dag, om net te sien hoe die Here iemand herstel. Al vir 'n paar jaar het ons gehoor van baie predikante en selfs in ons omgewing wat foute gemaak het. My gebed is, Here, ek het 'n klippie in my hand, en soos Nehemia daardie mure herstel het, Here, bring herstel in daai mans en vrouens se lewens. Die vyand het kom steel, roof, slag en verwoes, Here, maar uitgekom om 'n lewe te bring. Here, bring herstel. Ek het vanoggend 'n klippie in my hand, want ek weet my God bring herstel. In Joël hoofstuk 2 vers 25. Die Here sê, ek sal julle vergoed vir die jare wat die trekspringkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het,
my groot leermag wat ek te julle gestuur het. Die Here sê, hy sal herstel bring. En ek en jy moet staan op daardie belofte, wat die Here gesê het, hy sal herstel. Ek kan vanoggend 'n ander rigting ingaan, en ons kan vanoggend kyk oor die redes, en wat veroorsaak dit dat die vyand steel, en die deure wat ek ooplos, en al daai goed. Dis wonderlik al daai goed, en ons moet dit weet, en ons sal op stadium daarna kyk, maar vanoggend wil ek vir jou sê, neem jou klippie in jou hand, en gaan voor die Here, en sê, Here, soos U Nehemia gebruik het, om daardie muur te herbou, Here, gee die engele aangaande my bevel, om my muur, my struktuur, my gesondheid, my huwelik, my verhoudings, my finansies, wat ook al, Here, bring herstel in daardie area van my lewe. In Lukas, waar is ons nou? In Lukas hoofstuk 15, die jongste seun, wat weg was en teruggekom het. Ek wil jy moet sien hoe die Here, hoe die Vader herstel bring. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, en ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Jy sien, hierdie jong man het 'n fout gemaak. Maar hy gaan terug na sy vader toe, want hy het geweet, herstel is by sy vader, en al maak sy pa hom 'n dienskneg in sy huis, sal hy nog beter afwees as waar hy was. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die ou verslete kleed, wat daar in die agterkamer lê, hier vir my aan. En daardie ou, onthou jy nog die koukringetjies? Het jy 'n Coke so ringetjie gehad? Julle is te jonk. Okay. Maar vir Coke vroeër jare blikkies het so 'n ringetjies gehad wat altyd mee gespeel as 'n ring. En dan bring vir hom die Coke ringetjie daaraan en ja, bring vir hom maar 'n vrou 'n paar viesplakkies daaraan. Nee, die pa sê, nee, as ek herstel ek volkome. Ek herstel nie halfhartig nie, ek herstel nie net die helfte nie, ek herstel nie net 'n aspek nie, ek bring volkome herstel. Soos daardie vrou wat by Jesus se voete was, en Jesus sê vir haar, vrou, jou geloof het jou gered. Daardie woord redding beteken volkome herstel. En hierdie vader sê, nee, bring vir hom die beste kleed en trek dit vir hom aan, en gee vir hom die ring, die familie seël vir sy hand, en skoene vir sy voete. Alles het simboliese waarde van herstel. Sy pa herstel hom as volmaak in die familie. Sy posisie word herstel, sy seunskap word herstel, sy autoriteit in die huis word herstel, sy plek neem hy weer in die huis, volkome herstel. En dan gaan die pa verder, want die Here doen altyd ver bokant as wat ons kan bid, dink of vra. Hy sê, bring die vet gemaak en kalf en slag dit. Ons moet vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en hy het weer lewend geword. Hy was verlore en hy is gevind, en ek wil hom herstel. Ek wil hom herstel. O kerk van die Here, daar's geen area van my lewe wat die Here nie kan herstel nie. En al kan 'n verhouding nie herstel word nie, kan die Here my herstel. Kan die Here my genees in daardie area. Jy het ook 'n geliefde in die dood afgestaan. Daardie leemte kan niemand weer vul nie, maar die Here kan daardie leemte vul. Die Here kan herstel bring in daardie area. O kerk, ek het vanoggend 'n klippie in my hand wat sê, my Here is 'n God wat herstel. Is jy nog met my? In Job hoofstuk 42 vers 10. Ken die verhaal van Job, weet wat daar gebeur, alles wat gebeur het. Maar luister net na die laaste gedeelte. Die Bybel sê, en die Here het die lot van Job verander, toe hy vir sy vriende gebid het. En die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. Die Here bring volkome herstel. Weet jy dat die Here het selfs, luister baie mooi, die Here het selfs die kinders wat Job verloor het, verdubbel. Want alhoewel ons iemand aan die dood afstaan, is ons nie altyd van hulle, of vir die res, vir ewigheid van hulle verwyder nie. Hy sal sy kinders weer sien, sê Paulus vir ons. So dis daai kinders wat hy verloor het, plus hy het weer dieselfde hoeveelheid kinders bygekry. So hy het selfs dubbel die kinders teruggekry as wat hy verloor het. Dis herstel. Kom my kerk, dis herstel. Die Here gee net van wat hy gehaat het nie. Die Bybel sê die Here gee vir hom 100% meer as wat hy gehaat het. Hoekom? Want ons God doen altyd ver bo kan wat ons kan bid, dink of vra. Ek het vanoggend 'n klippie in my hand, kerk. En ek het vanoggend nodig, want die finansies klop nie en die situasie kom nie reg nie, en daar's ook 'n rekening of twee agter, maar ek het vanoggend 'n klippie in my hand wat ek vanoggend kan verklaar, maar my God bring herstel. En ek gaan môre die bankbestuurder sien dalk, maar ek gaan my klippie saamvat. Of ek gaan dalk môre 'n lening moet aangaan, maar ek gaan my klippie saamvat, net sodat ek bewus kan wees dat my God bring herstel.
Nommer 4, Moses se klippe. Dit is fascinerend. Moses se klippe. Is jy bly het gekom vanoggend? Moses se klippe. Hy sê van die tabernakel is so ingerig. Die eerste waarin die kandelaar was en die tafel met die toonbrode is die heilige genoem. En agter die tweede voorhangsel die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waarin die goue wierookbak was, die ark met die verbond rondom, heeltemal met goud oorgetrek, waarin die goue kruik met die manna was, en die staf van Aaron wat gebloei het, en die tafels van die verbond. Die kliptafels van die verbond. Nou in ons kinderbybel gee dit vir ons 'n beeld, dat dit sulke verskriklike groot kliptafels was, maar navorsing toon dat dit moontlik net so groot was, dat hy een in sy hand kon hou. Maak nie saak nie, die feit van die saak is, dit was op kliptafels gegraveer. En Moses se klippe spreek van die woord van God. Hierdie kliptafels het die wet opgehaat. Besef jy vanoggend, dit is die eerste, die eerste bewys wat ons het van enige iets wat ooit op aarde geskryf is geskryf op die kliptafels en is deur God geskryf. Maar dit was op kliptafels geskryf en dit was die woorde van die Here, direk van die Here af. Dit was sy woorde gewees. Nou in 2 Timoteus 3 vers 16 sê die Bybel, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. O kerk van die Here, ek het vanoggend 'n klippie in my hand, die klippie van Moses, wat my vanoggend herinner aan die woord van die Here, aan die beloftes van die Here, wat ja en amen is. Vanoggend lyk ek dalk vanoggend vir jou, asof jy my net kan aanvat, maar groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Ek weet vanoggend dat die Here sal aan al my behoeftes voorsien, want hy is my herder, en ek kom vanoggend niks kort nie. Al val daar 1000 aan my sy, en 10.000 aan my regterhand, na my toe sal dit nie aankom nie, net my oë sal ek dit aanskou, en die vergelding van die goddelose sien. Die Here is vir my, wie kan hom teen my wees? Wie kan my skei van die liefde van Christus? Kerk, ek het vanoggend nodig om die skrif van die Here op my lippe te neem en te verklaar, want die vyand kom met gedagtes wat my bombardeer, wat sê jy is niks werd, jy kan niks doen nie, die Here het van jou vergeet, jy is alleen, maar ek het vanoggend 'n klippie in my hand. Come on! Die woord van die Here, die beloftes van die Here. En miskien moet jy vanoggend 'n klippie vat, en miskien moet jy hom gaan verf, en miskien moet jy 'n skrifgedeelte daarop sit. Ek weet nie vanoggend wat jy moet doen om vanoggend jou geloof gefokus te hou nie, maar ek het vir nodig om net 'n klippie in my skoen te sit. Om net bewus te wees van die beloftes van die Here. Psalm 119 vers 105, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Die Here se woord bring genesing, dit bring lewe, dit bring wysheid. O, kerk van die Here, die woord van die Here is die wonderlikste gawe en geskenk wat die Here vir my kan gee. En miskien het ek dit volgende nodig om hier op hierdie klippie te gaan skryf, Psalm 119 vers 105, dat ek net herinner kan word dat sy woord is kragtig, sy woord is ja en amen. Hy sê in Jesaja 55 vers 11, so sal my woord wees wat uit my mond gaan, sê die Here, dit sal nie ledig terugkeer nie, maar dit sal doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit uitstuur. Die Here sê ek het my woord gestuur en ek het genesing gebring. Die Here het sy woord gestuur en die skepping het plaasgevind. Die Here het sy woord gestuur en ek en jy tot bekering gekom. Die woord van die Here het in ons harte gekom en ons het wedergeboorte ervaar. Ek het volgens dit nodig om herinner te word aan die woord van die Here, aan die beloftes van die Here wat ja en amen is. Ek het volgens hierdie klippie nodig om my hand te hou. Halleluja. Nommer 5. Kan ek aangaan? Soos laaste klippie. En interessant genoeg net, ek wou dit nog genoem het, dat, hoekom het Dawid 5 klippies opgetel? Daar's baie teorieë, maar ek het ook my eie teorie. Die getal 5 in die Bybel is die getal vir genade. 6 is vir die mens, 7 is die volmaakte getal, 5 is die getal in die Bybel vir genade. Dawid sê, ek sal hierdie reis aanvat in genade. En ek vat volgende hierdie klippie in my hand, want ek weet, dis genade. O kerk, as jy net volgende kan ervaar wat ek beleef hiervoor. Die 5de
5de klippie is die owerspelige vrou, of die klippe van die vrou wat in oorspel betrokke was. Die Bybel sê vir ons in Johannes 8 vers 3, en die skrifgeleerdes en die fariseërs het die vrou wat in egbreek betrap was na hom gebring, en toe hulle haar tussen hulle laat staan het, sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap, en Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig, maar wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom mee te beskuldig, maar Jesus het neergebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om te vra, het hy hom opgerig vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. Weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly en die vrou wat daar tussen hulle gestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien, behalwe die vrou, die sê vir haar, vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En hy sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan en sondig nie meer nie. Ek wonder of het hierdie vrou dalk ook, want ek sien net daai klomp fariseërs waar daar staan met die klippe en hulle wil haar nou stenig. En soos daardie woord van die Here hulle harte tref, sien ek net hoe gaan elkeen se hand oop en laat val die klip en hy stap weg. En daar rondom haar is 'n sirkel waar die manne gestaan het wat haar wou stenig en daar lê 'n klomp klippe. Ek wonder of het sy dalk ook 'n klip gevat om daardie oomblik te onthou. Om daardie oomblik te onthou toe die Here genade aan haar bewys het. Want die owerspelige vrou se klippe spreek van niks anders as net genade nie. Net genade. Die Here sê vir haar, wie jou beskuldig? Niemand nie. Ek beskuldig jou ook nie. Gaan en sondig nie meer nie. Ek bekragtig jou nou om van hierdie leefstyl af te sien, maar ek wonder net, het sy nie dalk 'n klip iewers as aan denke gehou om te luister baie mooi, om net vir almal te kan sê waarvan die Here haar verlos het. Waaruit die Here haar gehaal het. Wat se lewenstyl sy gelei het en waarvan die Here haar verlos het. Miskien is sy net 'n aandenkingkie gehou en 'n klippie in haar hand. Miskien is sy vir die volgende week, maand, jaar, ek weet nie, maar miskien is sy daai klippie by haar gehou, iewers aan haar lyf vasgehang. Miskien is sy 'n hangertjie daarvan gemaak en om haar nek gehang. Ek weet nie volgende nie, maar al wat ek weet volgende, hierdie klippie spreek volgens my van die genade van die Here. Die Bybel sê vir ons in 2 Korintiërs hoofstuk 12 vers 9, die Here sê vir Paulus, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring, sê Paulus. Baie liewer sal ek in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behand swakhede, mishandelinge, node, en vervolging, en benoudhede om Christus ontwil, want as ek swak is, dan is ek sterk. As ek swak is, het ek hierdie klippie in my hand, wat my herinner, dat ek dien 'n God van genade, en ek kan gaan met vrymoedigheid na die troon van genade, en sy genade barmhartigheid is elke oggend nuut, en ek kan met hierdie klippie vanoggend voor hom gaan sê, Here, dankie vanoggend vir die genade in my lewe. 1 Korintiërs 15 vers 10 sê Paulus, maar deur die genade van God is ek wat ek is. En sy genade was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as julle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Geliefdes, ek en jy is vanoggend hier deur die genade. Paulus sê, deur die genade van die Here is ek wie ek is. Ons is vanoggend net deur die genade van die Here is ons wie ons is. En baie van ons kan vanoggend getuig van 'n lewe dalk soos hierdie vrou. Op watse vlak ook al, watse manier ook al. Maar vanoggend, jy weet die ouens wat ek weet nie wat in Suid-Afrika so ook, maar in Amerika in die AA, as jy daai meetings ons vir 'n sekere tyd bywoon, dan kry jy mos 'n chip, so 'n token. Nou, ek het vanoggend vir jou token, ek het vanoggend vir jou klip. En hierdie klip herinner my vanoggend waaruit die Here my gehaal het. Soos hierdie klip, hierdie vrou moes herinner waar die Here haar uitgehaal het. Die seer, die pyn, die hartseer wat die Here van haar moes wegneem. Die spot wat sy moes verdra in daardie tyd. Jy's nie eendag 'n prostituut en die volgende dag sit jy voor in die kerk en niemand sê iets nie. Ek is seker daarvan
Sy het deur 'n klomp goed gegaan, totdat die Here herstel gebring het in haar lewe. En ek wonder as sy daai klip vasgehou, sê hierdie klip herinner my, dat ek moes dood gewees het, kom aan kerk, maar ek lewe. Hierdie klip is volgens my getuienis, dat ek verlore moes gewees het, maar ek is gered. Hierdie klip getuig vanoggend, dat ek vanoggend dalk in die tronk moes wees. Maar ek het genade ontvang. Geliefdes, ek is net so bewus vanoggend, dat al wat tussen my lewe en hierdie vrou se lewe staan is die kruis. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, die klip is weggerol en Jesus leef. Die klip is weggerol en Jesus leef. En ek hou vanoggend, ek het nou klomp klippietjies hier, maar ek gaan nie almal uithaal nie, maar ek het vanoggend 'n klippie in my hand. Ek het vanoggend 'n klippie in my hand van Abraham, want ek glo vanoggend in die Here. Ek het die klippie van Jakob, want ek is bewus dat die Here elke oomblik met my is. Ek het die klippie van Nehemia, want ek weet dat al gaan ek ook deur hierdie situasie, die Here sal herstel in my lewe bring. Ek het die klippie van Moses, want ek weet sy beloftes is vir my en is ja en amen. En ek het vanoggend die klippie van die oorspelige vrou. Ek is vanoggend bewus dat die Here my deur sy genade gered het. Ek het vanoggend nodig, geliefdes, om hierdie klippie vanoggend saam met my te dra. Ek het vanoggend nodig om hierdie klippie vanoggend dalk in my motor te sit, of dalk iewers in my huis te plaas. Miskien het ek net nodig om hierdie klippie vanoggend net hier neer te sit. As jy volgende Sondag hier inkom, dat jy sal onthou dat hierdie klippie roep uit, hierdie klippie spreek vanoggend. Hierdie klippie is soos daai klipstapels wat Israel moes pak, en elke keer as hulle verby gegaan het die klippe uitgeroep wat die Here vir hulle gedoen het. Hierdie klip is vanoggend net 'n klip. Maar vanoggend spreek hierdie klip vir my van 'n klomp goed. En ek het vanoggend iets om aan vas te hou. En ek het iets wat ek saam met my kan dra, om my te herinner. En ek weet op 'n stadium in Ternele, sulke klippies gevat en dit wit geverf en dan iets daarop geskryf, gaan mal, maak soos jy goed dink. Maar ek wil hê jy moet net iewers, hier's 'n paar klippies, jy klip nie by jou huis nie, daar's 'n paar klippies, vat vir jou klippie. Maar ek wil hê jy moet 'n klippie gaan optel. Miskien kan jy in jou huweliksmaat vanmiddag doen, as jy alleen is vanmiddag, stap 'n bietjie daar in die tuin. En vra Heilige Gees, wys my net vandag die klippie. Miskien is dit 'n growwe klippie, miskien is dit 'n gladde klippie, miskien is dit 'n mooi klippie, miskien is dit 'n lelike klippie. Dit maak nie volgens my saak nie. Ek wil net hê jy moet hierdie week ingaan met 'n klippie in jou hand. 'n bewustheid. 'n bewustheid. En ek sê weer eens, dis ook om gesê 'n klippie in my skoen, want jy's altyd bewus van 'n klippie in jou skoen. Glo vir my. Elke tree wat jy gee, is jy bewus van daardie klippie in jou skoen. Maar neem volgende klippie. Sit dit iewers neer. En mag hierdie klippie vanoggend uitroep wie die Here is. Amen. Vader, dankie vanoggend vir die kosbare woord. Dankie Here dat selfs die klippe vanoggend uitroep oor die goedheid en die genade, die liefde en die krag van ons God. Dankie Here dat ons vanoggend 'n niks werd klip in ons hand kan hou en dat hierdie klip vanoggend met ons spreek oor die wonderlikheid van ons Here. Dankie Vader dat ons vanoggend herinner kan word aan wie U is en ons geloof in U. Here, maak ons bewus in hierdie dag en hierdie week, maak ons bewus van wie U is en van U teenwoordigheid in Jesus naam. Amen en amen. Het jy volgende die klip ontvang? Ek weet, het jy